Goeiedag geliefdes, dit is vir my goed om weer saam met u rondom die woord van die Here te wees. En ons is nog steeds besig met Psalm 119. En ons gaan vandag met mekaar praat oor vers 119 en 120. In hierdie Psalm het ons telke male al te doen gekry met hoe God voel oor onreg, hoe God voel oor sonde, en hoe God voel oor mense wat hom nie in erkentenis in hulle lewe roep nie. En vandag lewe ons in presies dieselfde tyd, dat daar mense is wat nie eerbiedig met God omgaan nie, en in wie se lewens God eintlik maar 'n baie klein rol speel. Maar daar is ook 'n erger probleem as dit. En dit is daar kinders van die Here is, wat bely dat hulle Jesus Christus ken as saligmaker, en dan wegdwaal van die bevele van die Here en die getuienisse van die Here. Die psalmis het dit telke male gesê, Here, ek het u woord in my hart gebere. Ek onderhou u getuienisse, sodat ek die seën van die Here kan ken. Nou kom ons luister na Hebreërs 6, as hy kom praat oor mense wat afvallig word en mense wat wegdwaal van die waarheid wat hulle ken. Ten eerste roep hy hulle op met hierdie woorde in die 6de hoofstuk vers 1. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Luister, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het in die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer openlik kruisig en tot skande maak. Wat die grond, wat die reën indruk wat dikwels daarop val en nuttige plante voortbring, terwille van hom vir wie dit bewerk is, het deel aan die seën van God. Maar as dit distels en dorings oplewer, deug dit nie meer nie, en is naby vervloeking, en die einde daarvan is verbranding. Geliefdes, dit is 'n geweldige ding om kennis te neem van God, kennis te neem van die Here, en nie te doen wat God sê nie. Nou kom hy in die 119de vers en praat hy met die goddelose. U ruim al die goddelose van die aarde weg, so skuim. Daarom het ek u getuienisse lief. My vlees sidder van skrik vir u, en ek vrees u oordeele. Groot woorde wat die psalmis sê. Mense goddelose, wat nie hulle lewe in verbinding met God bring nie, wat roekeloos lewe volgens die lewensstandaarde daarbuiten, wat die wêreld en sy begeerlikheid najaag, en geen erkenning van God in hulle lewe het, of die Here eerbiedig deur die wyse wat hulle lewe nie. Geliefdes, ek en u is in 'n toestand in hierdie wêreld ingekom, waar ons sonder hoop, sonder God is, sê Efesiërs 2 vers 12. Die 4de vers van Efesiërs 2 sê, ons was van nature kinders van die toorn van God. Dawid het in Psalm 51 vers 7 bely, in sonde is ek ontvang en gebore, in ongeregtigheid het my moeder my in die wêreld gebring. Ja, Paulus bely dit in Romeine 5 vers 12. As hy sê, deur die sonde van die een mens Adam, het ons almal sondaars geword, en het die dood tot ons almal deurgedring, omdat ons almal gesondig het. Dis die toestand van elke mens wat op aarde gebore word. Daarom sê Romeine 3 vers 23, ons het almal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar genadiglik het God ons nie daar gelos nie.
Genadiglik het God ons nie in ons sondigheid verlore toestand gelos nie, maar het God 'n verlossingsplan, wat hy daar gestel het, dat hy die mens uit sy sonde sou kon verlos. Hierdie verlossingsplan lees ons die eerste keer van reeds in Genesis die 3de hoofstuk vers 15. Ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad, en hy sal hom die kop vermorsel, en hy sal hom in die hakskeen byt. 'n Profesie aangaande die Here Jesus Christus, wat sou kom na hierdie wêreld toe, die saad van die vrou. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy het nie 'n aardse vader gehad nie. Die Heilige Gees het oor hom gekom, so hy het geen biologiese vader nie. Hy het die saad van die vrou, die saad van die Heilige Gees, wat God in haar gewerk het. Dan sê hy, hierdie persoon wat kom, sal die Satan se kop kom vernietig, maar die Satan gaan hom in die hakskeen byt, hy gaan vervolging geniet uit die hand van die Satan. Hierdie verlossingsplan is ook baie mooi in Exodus vir ons uitgespel, toe God sy volk uit die sonde gebied van die Romeine gaan verlos, die Egiptenare, gaan verlos. En rig hy vir hulle iets op wat vir hulle lewenslang in hulle lewe 'n toepassing moet wees. Die paaslam. Julle moet 'n lam vat sonder gebrek. Julle moet hom 3 dae lank op die proef stel. Dan moet julle daardie lam vat en hom gaar maak. Julle mag hom nie braai nie, julle mag hom nie kook nie, julle moet hom braai. Maar dan mag geen een van sy bene gebreek word nie. Dan moet julle daardie bloed vat en dit aan die deurdrempel van julle huise en julle poorte sit. En waar die doodsengel vanaand deur die laar van die Egiptenare gaan, oral waar die bloed is, sal die verderwer nie toegelaat word nie. 'n heerlike heenwyse na die koms van ons Here Jesus, die lam wat geslag is, waarvan die een been gebreek is nie, en wat deur sy bloed verlossing vir die mens gebring het. Hierdie offers in die Ou Testament het dwarsdeur gegeld, dat wanneer daar sonde plaasgevind het, en sonde gepleeg is, moes daar 'n dier geslag word. Hierdie bloed moes teen die altaar uitgegooi word. En op vergifnis van die dier, op die aandeel dat die dier vir jou gesterf het, sal deur die bloed van daardie offer vir jou vergifnis bewerk word. Daarom is die Nuwe Testament ook ongelooflik. Geliefdes, as ons oplet na die voorspellings en die profesieë, is elke profesie van die Ou Testament op die letter vervul. Ag, dit is vir my geweldig om te let op die uitsprake oor die Here Jesus. Jesaja 7, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en julle moet hom noem Immanuel. Dit is God met ons. Wat sê Johannes 1? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, maar die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. Hy het geen gestalte gevind, om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gedaante van 'n mens aan te neem, om vir u en my verlossing te kom bewerk. Die 9de hoofstuk, wat sal hy genoem word? Wonderbaar, sterke God, ewige Vader, verlosser. Dit is wat hy sal kom doen. Hy sal sy volk van hulle sonde kom verlos. En dan daardie pragtige hoofstuk, Jesaja 53. Hy is terwille van ons sonde deurboor, terwille van ons ongeregtigheid hy sy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan moet u tog na Psalm 22 toe gaan. En dan hoor u 'n psalm wat 1000 jaar voor die kruisiging van die Here Jesus geskryf is. 1000 jaar voor die tyd. Is die presiese woorde van hierdie psalmes aan ons gegee om te weet wat die meester sal deurgaan.
En onthou geliefdes dat kruisiging was tot 700 voor Christus. Was dit 'n uitgemaakte ding dat dit nie bestaan nie. Daarom die Romeine het die kruisiging verstaan nie. Nog minder het Petrus of die psalmis Dawid kruisiging verstaan. Daar was nie so iets in sy tyd nie. Hoor wat sê hy, as hy vir ons in Psalm 22 sê, ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van mense en verag deur die volk. Almal wat my sien spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red as hy hom wil bevry. Hy het mos behaag in hom. Wees nie ver van my nie, want in my nood, wees naby my in my nood, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van basen het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water. Al my bene raak los, my hartpad het soos was geword en het gesmelt binne my ingewande. My krag is verdroog, soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. En hier lê my neer in die stof van die dood. Want die honde het my omsingel. Bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beenderre kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgeval op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Woorde wat letterlik aan die kruis gebeur het. Wat presies gebeur het, soos Psalm 22 1000 jaar vroeër gesê het. Ag, toe die engel aan Maria verskyn het, hy gesê, Maria, jy gaan swanger word. Die Heilige Gees gaan oor jou kom en jy gaan 'n seentjie baar en jy moet hom Jesus noem. Dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Wat het Johannes die Doper gesê? Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Wat sê Johannes 3? God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. Hy wat in hom glo, gaan nie verlore nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds verlore, omdat hy nie geglo het in die naam van die Seun van God nie. En ek wil dit baie besonderlik net weer vir u verklem, nie aan die Seun van God nie, maar in hom. Ons almal glo aan die Seun van God. Ons ken die geskiedenis, ons ken die kruisgebeure. Maar om in die Seun van God te glo, is om na hom te kyk en te sien dat hy is die enigste verlosser. Hy is die Messias. Hy is die Seun van God wat gekom het en my geloof in hom te plaas tot verlossing. As ek nie my geloof in hom plaas nie, sal ek nie gered kan word nie. Hy self sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader gaan, behalwe deur my nie. Paulus sê dit in Handelinge 4 vers 12. Daar is geen ander naam in die hemel, wat God vir ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word, as deur die naam van Jesus Christus nie. Paulus getuig in 1 Timoteus 1:15. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te kom red. Ja, sê Johannes, God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Ag, onthou u wat sê Johannes 1 vers 1, Johannes 1 vers 11 en 12. Hy het na hierdie wêreld toe gekom na sy eie mense. En sy eie mense wou hom nie aanneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee
om kinders van God te word. Daar is so 'n tragiese woord daar in Johannes 5 vers 40. Hulle wou nie na my toe kom om die lewe te ontvang nie. Geliefdes, dis kerkmense. Dit is die kerk van die tyd van die Here Jesus Christus wat nie in hom geglo het nie. Dit is die kerk wat hom gekruisig het. Dit is die kerk wat hom uitgeskel het. Dit is die kerk wat Psalm 22 in werking gestel het en ook Jesaja 53. Dis hulle wat hom uitgedelg het en hom uitgelag het en met hom gespot het. As hy dan die seun van God is, toe hy uitroep Elia, as hy dan die seun van God is, kom ons kyk of Elia hom sal kon verlos. En so het hulle almal met hom gespot. Geliefdes, daar is 'n dag wat God gaan terugkom. Dan gaan hierdie gebeure van die psalmes plaasvind. U gaan die goddelose uitruim. U gaan hulle wegblaas soos skuim. U gaan hulle vernietig. En daarom wil ek met u ernstig praat in hierdie dag. Geliefdes, die Bybel sê, daardie dag gaan die boeke geopen word en daar gaan vir elkeen gegee word wat hy in die liggaam gedoen het, of dit goed of kwaad is. Paulus sê dit in 2 Korintiërs 5 vers 10. Ons gaan almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Ons gaan elkeen ontvang wat ons in die liggaam gedoen het, of dit goed is of kwaad. Daar gaan 'n dag kom dat die Here gaan terugkom, en dan gaan daar ook 'n boek wees, die boek van die lewe. En as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, as jou naam nie geskryf is in die geslagregister van die Here Jesus Christus nie, sal jy sterwe, en hierdie sterwe is nie net 'n aardse dood gaan nie, dis 'n ewige verlorenheid. Niemand in die Bybel het ooit meer gewaarsku oor die hel, oor 'n verlore gaande toestand as die Here Jesus self nie. Het hy dan nie geweet nie? Hy het presies geweet wat dit behels. Daarom het hy na hierdie wêreld toe gekom om verlossing te bring. 1 Johannes 3 vers 8 sê, almal wat die sonde doen is uit die duiwel. Vir hierdie doel het die Seun van God gekom om die werke van die duiwel te kom verbreek. Daar gaan 'n dag kom dat hy gaan terugkom. En as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe en jy nie verlos is deur die bloed van die lam nie, sal jy verlore gaan. Wat sal hierdie verlorenheid behels? Die Here Jesus het gesê, vuur en swaal pyniging vir alle ewigheid. Daar is 'n ewigheid met God, maar daar is 'n ewigheid sonder God. En die Here Jesus het vir ons vertel van twee persone. 'n Lazarus, 'n man wat 'n bedelaar was, maar sy lewe met God was reg, en toe hy sterwe, het die engele hom weggedra na die hart van Vader Abraham. En dat was 'n ryk man, wat in sy rykdom weelderig gelewe het. En hy het ook gesterwe. En hy het sy oë oopgemaak in die doderyk, en hy het uitgeroep, stuur asseblief vir Lazarus met 1 druppeltjie water op die punt van sy vinger, dat hy my tong kan kom afkoel. Ek ly smarte in hierdie vlam. Waarop hy die antwoord kry, jy het mos die Bybel, jy weet mos wat God sê, jy het mos geweet, en jy het nie reg gemaak nie. En dan moet hierdie ryk man in die verdoemenis bid en sê, Vader Abraham, stuur tog asseblief iemand om my 5 broers op die aarde dringend te gaan waarsku, dat hulle nie ook in hierdie plek val nie. Geliefde, kan ek ernstig met jou praat en sê, ek waarsku jou vandag. Ek wil vandag daardie gebed van 'n ryk man vir jou sê, ek wil jou waarsku, as jy Jesus Christus nog nie in jou lewe as jou eie persoonlike saligmaker ontmoet het nie, stuur jy op afgryslike einde uit van ewige hel, verlorenheid, om nooit weer te kan verander nie. Jy moet Jesus Christus aanneem as jou eie persoonlike saligmaker. Jy moet nie net aan die kerk behoort nie.
Jy moet nie jou staat maak op die doop wat jy ervaar het nie. Jy moet nie eens reken dat jou mooi lewe sal tel nie, want Jesaja sê vir ons, my beste werke is voor God se wegwerklike kleed. Paulus sê in Efesiërs 2, uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand ooit voor God sou kom roem nie. Geliefdes, die verlosser is nie jou kerk nie. Die verlosser is nie die doop nie. Die verlosser is nie 'n mooi etiese lewe nie. Die verlosser se naam is Jesus Christus. Hy is die enigste verlosser. Daar is niemand anderster wat jou van jou sonde kan verlos nie. Daarom wil ek jou dringend waarsku. Daar gaan 'n dag kom, u ruim al die goddelose van die aarde weg, so skuim. U gaan hulle wegblaas. Hulle gaan ewige verlorenheid tegemoet, as hulle nog nooit met Jesus vrede gemaak het nie. En geliefdes, ek wonder of jy mooi sal oplet wat sê Matteus 5, of Matteus 7, vers 21 tot 23. In daardie dag sal daar mense na my toe kom en sê, Here, het ons nie in u naam gepreek nie? Het ons nie in u naam wonders gedoen nie? Het ons nie in u naam self duiwels uitgedryf nie? En hy sal vir hulle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Geliefdes, ken jy die Here Jesus as jou saligmaker? Ken jy hom as jou eie persoonlike verlosser? Was daar 'n dag in jou lewe wat daar vrede tussen jy en God gekom het, en jy Jesus aangeneem het as jou verlosser, jou geloof in hom geplaas het om te sê, Here, ek erken ek is verlore, ek is 'n sondaar. Maar ek kom na u toe en ek vra u, Here, neem my asseblief aan as u kind, hervorm my, maak my nuut. Dan sê die apostel Paulus, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Miskien moet ek vir jou lees, dat jy net hoor, wat sê die Bybel van 'n mens wat sterwe sonder die Here Jesus Christus. Hy sê in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen, op die wat God nie ken nie, en op die wat die evangelie van Jesus Christus onze Here nie gehoorsaam is. Hoor jy dit? Die evangelie van Jesus Christus, die verlosser wat gekom het. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Ek vermaan jou om jou saak met God in die reine te kry, want jy weet nie wanneer die sterwingsuur vir jou aanbreek nie. Ja, Openbaringe sê dit vir ons in die 14de en die 20ste hoofstuk. Hulle sal dag en nag gepynig word met vuur en swaal voor die heilige lam en sy engele. Is jou saak met God reg, geliefde? Is jou saak reg? Jy kan 'n pragtige etiese lewe hê en sonder God sterwe. Laat my toe om dit vir jou te lees. Dan hoor jy wat sê Paulus van sy eie persoonlike lewe. Hy sê, want ons is die besnydenis. Ons wat God in Christus dien en in Jesus Christus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het ook te vertrou op die vlees. As iemand anderster meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat die ywer betref 'n vervolger van die gemeente, en die geregtigheid in die wet betref onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus my Here, terwille van wie ek alles prysgee na drek beskou, om in Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word. Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom mag ken,
die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Paulus het 'n ongelooflike lewe gehad. En tog, toe hy daar by Damaskus pad loop, strale lig uit die hemel om wat sê, Saulus, Saulus, dis hard vir jou om te skop teen die prikkels. Wie is u, Here, wat met my praat? Hy hoor 'n stem uit die hemel. Wie is u? Ek is Jesus, wat jy nie ken nie. Paulus ontdek die Here Jesus Christus en hy sê, my totale dop van Christelikheid wat ek gehad het, my pragtige mooi kerklewe is drek. Dit kan my nie red nie. Ek het die lewe in Christus Jesus gevind en Paulus begin Jesus Christus verkondig en hy ly geweldig omdat hy Jesus Christus as saligmaker verkondig. Wat het Jesus van Nikodemus gesê? Die moderator van sy kerk, die president van sy kerk, die hoogste sport in sy kerk bereik, wat na die Here toe kom in die nag en sê, Here, wat moet 'n mens doen om gered te word? Nikodemus, jy is die moderator van jou kerk, jy is die leraar van die leraars, weet jy dit nie? Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, sal hy die koninkryk van God in der ewigheid nie sien nie. Jy moet weergebore word. Jy's uit jou moeder se skoot gebore, ja, jy's 'n mens. Maar jy moet weer uit God gebore word, wanneer die Heilige Gees van God in jou inkom, en Jesus jou sonde las verwyder, en jy 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus het. Ek wil jou uitdaag, soos ek reeds vir jou gesê het, en ek doen dit met erns, geliefdes. Ek wil met erns met jou praat, en vir jou sê, daarom, aangesien jy hierdie dinge weet, gee aandag aan jou verhouding met God, en gaan staan net 'n oomblik stil en vra, het ek hom ooit as saligmaker in my lewe ontvang? Ek gaan tog vir jou vraag vra. Veronderstel jy sou nou voor God staan, en hy sou jou vra, waarom moet ek jou in die hemel toelaat? Wat sal jy hom antwoord op grond waarvan? As jy enige iets anderster nou in jou hart geantwoord het, behalwe, ek het 'n verhouding met Jesus Christus. Jesus Christus is my persoonlike verlosser. Ek het hom aangeneem, ek het in hom geglo, hy is my verlosser. Dan het jy 'n verkeerde antwoord gehad en is jy op 'n dwaalweg. En dan moet jy jou bekeer tot God en jou saak met God regmaak. Ag, die Psalmis sê iets verder vir u en my. Hy sê vir ons, u ruim al die goddelose van die aarde weg so skuin. Daarom het ek u getuienisse lief. Omdat ek besef wat die einde van 'n mens sonder God is, wend ek myself na u, buig ek voor u, luister ek na u woord, en verootmoedig ek myself voor u, want hoor, my vlees sidder van skrik vir u. Geliefdes, hierdie God van ons is 'n liefdevolle God. Hy's 'n God van genade, maar hy's 'n heilige en 'n regverdige God. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 28. Aangesien ons dan so 'n koninkryk deelagtig geword het, laat ons dankbaar wees en so God met eer en met vrees aanbid. Want onse God is 'n verterende vuur. Wat sê Hebreërs 10 vers 31? Vreeslik is om te val in die hand van 'n lewende God. Jy het nou nog die geleentheid om jou saak met God reg te maak. Jy het nou nog 'n geleentheid om vir Jesus Christus as jou verlosser aan te neem. As jy dit nie benut nie, gaan jy nie verlore omdat jy nie 'n mooi lewe gehad het nie. Die enigste manier of die enigste wyse hoekom jy verlore gaan, is jy Jesus nooit in jou lewe aangeneem as saligmaker nie. Luister net weer saam met my. My vlees sidder en skrik vir u. U is die almagtige God.
U is die een voor wie elke mens gaan staan en dan gaan u regter wees. Vandag is hy verlosser. Vandag is hy jou redder. Daardie dag gaan hy jou regter wees. En ek vrees u oordeele. Verlorenheid, sonder God, sonder hoop vir alle ewigheid. Ek sluit. Is jou lewe met God reg? Het jy hom aangeneem as jou eie persoonlike saligmaker? Het jy al ooit jou eie verlorenheid besef? En besef ek het 'n verlosser nodig. Ek het 'n verlosser nodig. Hy het vir die hele wêreld gesterwe. Maar daar's net 'n paar wat hemel toe gaan, het Jesus gesê. Hulle wat in hom glo, wat hom aanneem as hulle eie persoonlike saligmaker. Is jou saak met God reg, my broeder? Is jou saak met God reg, my suster? Ek sê weer vir die vers 120. My vlees sidder van skrik vir u. En ek vrees van u oordeele wat sou kom. Jy het vandag 'n geleentheid. Benut dit voor dit vir ewig te laat gaan wees. Gaan op jou knieë. Bely jou sonde en sê, o Here, ek besef vandag ek is 'n verlore mens. Sal U asseblief uit genade my siel red? En hy sê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Ek bid vir jou. As jy 'n kindjie van die Here is, jy leef nie op teenoor die standaard van God nie. Maak reg, geliefde. Moenie God se genade uitdaag nie. Moenie vir God tart nie. Lewe in 'n toegewyde verhouding aan God, soos dit behoort te wees. Hy verdien dit. Mag die Here vir jou ryklik seën. Mag die Here werklik vir jou ontmoet en jy 'n nuwe ontmoeting met God hê en die Here vir jou geestelik sal seën met al die rykdom van sy genade. Goeiedag vir u en die Here seën vir u baie ryklik.